My hande het Goeiemôre, Pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening vanoggend hier by julle met 'n woord getiteld Neem op jou kruis. So kom ons gaan kyk. Ek wil graag vir jou dit lees en ek lees vanoggend vir ons uit Markus 8 vers 34. En toe hy die skare saam met sy disippels na hom roep, sê hy vir hulle: Wie agter my wil aankom? En nou wil ek net stop eers op daai punt. Sê vir jouself, of vra jouself af, nee, of bedink dit, wil jy agter Jesus aangaan? Wil jy agter hom aangaan? Wil jy agter hom aanloop? Wil jy hom volg? Jy moet daai vraag heel eerste moet jy gou antwoord. Sê gou, wil jy sy disipel wees? Wil jy sy volgeling wees? Wil jy jou lewe vir hom aflê? Wil jy agter Jesus Christus aanloop? En as jou antwoord ja is ek wil, dan is die res wat nou van hier afkom vir jou. So goed, dan sê hy, wie agter my wil aankom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en die evangelie omwil verloor, hy sal dit red. Ek wil net op hierdie punt staan, op hierdie oomblik. Julle, ons is almal bang om dood te gaan. Almal op die hele aarde. Dis nie 'n gemaklike gevoel wat by jou opkom nie. Nee, en jy is bang om dood te gaan. En jy wil nie jou lewe verloor nie. Ek meen, selfs as iemand jou mond toedruk, nee, dan begin jy om lewe en dood te veg vir asem. Hoekom? Want jy wil lewe. Nee. Maar hier waar hy sê, elke een wat bereid is om sy lewe om my ontwil te verloor. Dis 'n proses eintlik in ons lewens. Elke keer wanneer ons verneder word, elke keer wanneer sonde aan ons deur kom klop en die liggaam, die vlees is soekend daarna en jy sê nee vir dit en jy sit jouself onder 'n dissipline, dan is jy besig om jouself te verloon en jy's besig om jou lewe op hierdie aarde vir die dinge wat jou liggaam na hunker om te kan hê of te kan doen en jy begin vir die verkeerde goed neersê. Jy's besig om jouself te verloon en jy's besig om 'n aardse lewe neer te lê om eendag 'n hemelse te kan opneem. So julle, ek het julle die heel eerste keer gevra, wil jy jou lewe, nee, ek het gevra, wil jy agter Jesus aangaan en wil jy hom volg? En ek het jou genoeg kans gegee om oordentlik oor dit te dink en jy het op 'n antwoord gekom. Nou het jy die antwoord gegee, ja ek wil. Nou kom hy, nou sê hy goed, as jy dan nou sê, jy wil my volgeling wees en jy wil agter my aanloop, nou, hier is wat die Here is van jou verwag, dat jy hierdie wêreld gaan begin ontken, dat jy die sonde uit jou lewe uit gaan begin wegstoot, dat jy die begeerlikhede van die vlees, jou eie begeerlikhede, eerder jouself sal ontken om dit te kan hê en dit van jou af wegdruk van jou af, om Jesus Christus te behaag. Want jy wil agter hom aanloop. Jy wil jou lewe vir hom prysgee. OK, goed. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Nou, ek wonder hoekom bring Jesus op hierdie oomblik hier in. Wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win? Het jy geweet dit is van nature in die mens om guns van mense te kan hê? En soekend na guns van mense. Nou, jy wil hê mense moet van jou hou. Jy wil hê mense moet baie van jou dink. Nee. Maar Jesus kom nou hier en hy sê, as jy mense gaan behaag, en jy wil hulle wen, en in die proses verloor jy jou siel, wat gaan dit jou baat? So julle, ons moet 'n keuse maak, wil ons hê die wêreld moet van ons hou, of wil ons hê dat Jesus Christus van ons hou? Watter een kies ons? Goed.
Of wat sal 'n mens wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Julle weet, as 'n ou op hierdie aarde goed doen en jy het baie geld, nee, kan jy amper enige ding koop. Nee. As jou huis afbrand, dan bou jy 'n nuwe een. As jou kar gestamp word, dan ry jy en jy gaan koop vir jou 'n nuwe een. As jy honger is, dan koop jy kos. Jy gaan koop vir jou die mooiste klere op hierdie aarde. Maar wat sal die losprys vir jou siel wees? Julle, ek kom vandag na jou om vir jou te sê, geld kan jou siel nie koop nie. Jy kan triljoene rande hê. Jy kan jou siel nie met dit koop nie. Hy soek 'n ander prys. Die prys is om jouself te ontken en Jesus na te volg. En sodoende word jou siel gekoop, voorbetaal, deurdat jy jou eie lewe prys gee. So kom laat ons die regte prys betaal, sodat ons die ewige koninkryk kan beerwe. Hy sê, of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want elkeen wat, hoor nou hier, hom vir my en my woorde skaam, in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. So dit is die boodskap. Wil jy 'n volgeling van Jesus wees? Is jy bereid om jou kruis op te neem? Is jy bereid om hierdie wêreld prys te gee om Jesus Christus as wins te kry? As dit jou antwoord is, ja, Here, ek wil, maak toe jou oë en bid saam met my. Vader, ons kom na U, in die naam van Jesus Christus, U Seun. Vader, ons bid en ons vra U nou, Here my God, raak ons harte aan, sodat ons volgelinge van Jesus Christus sal wees, dat ons kruis sal opneem, dat ons hierdie wêreld sal verloon, Here, om U, Here Jesus Christus, as wins te kan verkry. Help ons, Here, dat ons kruis sal dra, einde uit. Ons dank U daarvoor, en ons ontvang dit, in Jesus se naam. Amen. Liefde, seëning, stoorwaar. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.